se wonder van Halleluja. Dankie, Here Jesus. Halleluja, baie welkom vir almal vanoggend hier. Ek gaan net te veel afbreek maak nie. Elke nuwe gesig, elke besoeker, elke een wat hier hoort, almal hoort hier in die huis van die Here. Maar in elkeen van die hartlike welkom vanoggend in die huis van die Here. Ons gaan die Here loof, ons gaan sy naam groot maak en ons gaan hom prys. Halleluja, want daar is niks en niemand so groot soos hy nie. Ons lê loof. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend hier kan bymekaar kom in U naam, Here. Here, dankie dat U, Here, met elkeen van ons 'n bemoeienis maak. Here, want wat is die mens dat U aan hom dink? En wat is die mens se kind dat U hom besoek, Here? Maar tog, Here, tog besoek U ons daagliks. Here, tog is U met elkeen van ons. Here, ek wil vanoggend hierdie diens in U hande gee en ek wil vra, Here, Here, dat U 'n werk sal doen vanoggend in elkeen se lewens. Here, mense wat bietjie leeg is, mense wat bietjie, Here, net 'n bietjie 'n koppie wil vol maak met ek, Here, dat U vanoggend die werk sal doen. Here, seën ons verrigting, Here, seën hierdie diens. Dankie in Jesus naam. Amen. Amen. Want die Here is groot en die Here is goed en hy is my krag en my beskermer.
Halleluja, dankie Jesus.
sê, Here, maak my vol. Vul my beker, maak my vol met U Gees. Halleluja, dankie Here Jesus. Yes, my God, Lord, I lift You up, Lord. Come and break this thirsting of my soul. Rain of ons gaan 'n kans gee vir lekker aan die brand getuienisse vanoggend. So U is welkom om te getuig as die Here vir iets gedoen het. Amen. Ek weet nie van u nie, maar as ons as gesin saam bid, vat ons hande as ons eet of hoor. Doen jy dit ook? Amen. Amen. Ek bring jy my preker, anders gaan ek hier niks sê nie. Ons het 'n boodskap gekry van hoofkantoor af, ek gaan dit vir julle lees. Ons moderator nooi al ons gemeentes om Sondag 28 Junie tydens erediens saam voor die Here se teenwoordigheid
vir ons land te bid. Ons land beleef 'n tyd van onsekerheid met die naderende sperdatum van 30 Junie wat baie as ook nasionale verkiesing later in die jaar voorlê. Wil ons as gelowiges ons vertroue opnuut in die Here plaas. Kom ons bid saam vir vrede in ons land, wysheid vir ons leiers en besluitnemers, insig en onderskeiding in hierdie tyd, dat die mense opnuut tot God sal wend en sy aangesig sal soek. Amen. So ons as gemeente gaan saam bid vanoggend. Maar ons gaan opstaan, ons gaan hande vat as 'n familie. Ons is toch 'n familiegemeente, so ons gaan opstaan en hande vat. Ek gaan vir jullie vra of hy vir ons sal intree in gebed vir dit. Ja, jy kan daarvoor kan jy vir ons. As jy woordbek kan jy oopmaak in Psalm 1. So die Psalm begin met 'n woord wat alles in hooflet is. Ek weet nie of die Bybel ook so is nie. Staan welgeluk salig. Ek het gaan bietjie kyk. Welgeluk salig is 'n ou versterkte Afrikaanse woord wat buitengewoon gelukkig, baie geseënd of salig beteken. In die Engels word gewoonlik as blessed vertaal. Die term kom baie algemeen in die ou Afrikaanse Bybelvertalings, soos die 33 en 53 vertaling voor, om 'n toestand van diep goddelike vreugde en geestelike voorspoed te beskryf. As ons nog verder gaan, dan beteken dit welgeluksalig beteken om te kan seën of om te kan seën ontvang. So wanneer ons welgeluksalig is, beteken ons kan die seën van die Here ontvang. So kom ons lees gesaam Psalm 1, wat sê welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaar en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar so skaf wat die wind verstrooi. Net tot sover in die woord. Wie van u het kinders? Wie van u is lief vir u kinders? En sal enigiets vir u kinders doen? Wie van u se kinders is soms bietjie stout? Wie van u se kinders is soms baie stout? Wie van u besef, baie keer moet 'n ma met 'n harde stem wees en 'n pa met 'n harde stem wees. Amen. Is dit nie so nie? Ons kan nie altyd net ons kinders pet en paai en net laat hulle doen wat hulle wil doen. Ons doen dit in Suid-Afrika net maniere. Nee, ons leer ons kinders ordentlike maniere. So baie keer moet ons net 'n bietjie hard praat. En eintlik wat ek sê is, baie keer kan ons nie ons kinders seën met sekere goeders nie. As ek vir my kinders sê, ek sal vir julle roomys koop as julle die skorrelgewas wil uitpak en hulle pak hom nie uit nie en ek pak hom uit, dan gaan ek hulle nie seën met 'n roomys nie. Ek gaan self die roomys eet. Baie keer gaan ek hom sommer koop en voor hulle sit en hom eet. En hulle sê, as julle die ding uitgepak het, sou hierdie hele sin gewees het. Ek koop sommer 2 eet altyd, want dit is al altyd sommer gewees. Maar die woord sê vir ons presies dieselfde. Daar sekere goeders wat die Here van ons verwag en in hierdie eerste paar verse is daar 3 goed wat sê, indien ons hierdie doen, kan ek jou seën, Eugene. Indien jy by hierdie baie eenvoudige goeders hou, dan gaan ek vir jou seën. Dan kan jy die hoogste vorm van geluk hê. Maar as jy dit nie doen nie, dan kan ek jou nie seën nie. As jy dit nie doen nie, dan gaan jou lewe eintlik baie wisselvallig wees. Jou lewe gaan baie deur mekaar wees en jy gaan hierdie kant toe en daai kant toe gedryf word, soos ons in vers 4 lees, soos kaf in die wind. En ek wil vanoggend net hierdie 3 goed, as ons nie baie lank is nie, dan is ons nie baie lank nie. Maar as jy dit kan snap en jy kan dit doen, dan beteken dit die seën van die Here gaan
oor my en oor u geaktiveer word. Ons gaan ewe skielik in die seën van die Here lewe. Oor 3 goed wat eenvoudig is wat ons nie kan doen nie. Fransis, sit gou vir my net die kombers bo op die drom, dat hulle nie saam praat nie. As Fransis dromme speel, dan praat die dromme saam as mens speel. Jy hoor, Brett hard praat dan. Sy probeer 'n bietjie sal opsit, maar werk nie altyd. Dankie Fransis. Sien, nou kan sy vanmiddag ete kry, nou kan sy geseën wees oor middag. Luister as ek haar vra. Nee, ek gaan nie so werk. Is dit? Nee, dis nie so werk. Amen. Kom ons begin gou eers by vers 3 se B-gedeelte. En ek wil hê u moet dit saam met my sê. Dit sê, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Sê dit gou saam met my. Voer hy voorspoedig uit. Dit beteken, wanneer ons die goed doen, of die paar goedjies wat die Here sê, doen, dan alles wat ek doen, voer ek voorspoedig uit. Beteken, die seën van die Here is dan bo op my. Indien ek in 'n kriekerspan is, en my onderwysers sê my vandag gaan ons veldwerk doen, en ek oefen dit, en ek kom daar, dan kan ek dit voorspoedig en dit goed doen. Dan lyk ek nie soos party van, as ek het sê, het is glad nie lelik as ek het sê nie. Party van die vrouens by die cricket wêreldbeker, ek weet nie gekyk het, die bal kom, en dan staan hulle so, dan rol die bal daardeur. Wat hulle oefen nie, wat hulle moet oefen, ja skies, dis nou nie om enigiemand, hulle is daar, ek sal nooit daar kan kom nie, so great vir hulle. Maar wanneer ek die goede wat die Here van my verwag, dan kan ek dit wat ek doen, voorspoedig doen. Vers 4 sê, so is die goddelose, dis die ouens wat nou nie wel geluksalig is nie, dis hulle wat nie die guns van die Here of die hoogste vorm van blydskap het nie. So is die goddelose mense nie, maar so skaf wat die wind verstrooi. Ek weet nie of u weet presies hoe kaf werk nie. Wanneer die koring en die goeders op die land nou ryp is, dan hulle sulke groot, lyk soos 'n kombers, maar dis sulke groot goed wat hulle gehad het in die ou tyd. Of hulle dit gedoen of sommer met 'n graaf. En dan gooi hulle al die koring daarop en maak nie saak hoe sagte windjie waai nie dit werk. Daar moet net nie niks wind wees nie. As dit 'n sterk wind is, dan werk dit amper te goed, maar enige wind werk, selfs net as die wind so waai. Dan vat hulle die koring en hulle gooi dit net in die lug op en vang dit en gooi dit in die lug op en vang dit. En die sagte windjie wat waai, vat die los kaf en dit vat dit van die koring af weg. Die doppies wat rondom die koring is. Party ouens staan so net met 'n graaf en hy staan dit en hy gooi dit liggies in die lug op. En dit wat nie waarde het nie, waai weg. En dit wat oorbly kan jy dan deel van maak of jy kan dit stoor of hoe ook al. Maar die Here sê, indien ons nie sy seën het nie, indien ons nie dit wat ons moet doen nie, en ons sy seën aktiveer in ons lewe nie, dan gaan ek hierdie kant toe gewaai word, en as iets gebeur, gaan ek hierdie kant toe gewaai word, en as iets gebeur, gaan ek hierdie, en ek gaan nie rustigheid in my lewe, en standvastigheid in my lewe hê nie, want ek gaan wees soos kaf, wat enige plek heen waai. Sny gras by die huis, en laat dit droog word, en laat daar wind waai, dan moet jy weer hark in die gras by mekaar kry. Dis wat die Here sê, as ons nie doen wat hy van ons verwag nie, dan gaan dit so gaan, dan gaan die een kant toe, en daai kant toe, en op, en af, en deur mekaar, en my lewe gaan net voel, Here, ek kom net nie voor nie. Wie van jy het al 'n besluit in die lewe geneem, en na die tyd dink jy, dis nou net daai nie, as gevolg van daai, gaan hierdie nou verkeerd, as gevolg van hierdie, gaan hierdie nou verkeerd, en gaan hierdie nou verkeerd, so die lewe werk. Dis so domino effek. Ja, met domino's gespeel toe ek kind was. Ek het nie soos die ou mense dit gepak en die 4 vir mekaar en 3 vir mekaar. Al die domino's het so reg op en druk jy daai net. Net so 'n domino effek beteken. En as ons nie die seën van die Here het nie, is die oorsake daarvan soos 'n domino effek. Dit gaan net alles so verkeerd. Dit loop alles net verkeerd. Nou die eerste ding as jy wil neerskryf, ek weet daar's mense wat neerskryf, die eerste ding, en soos ek sê, hier is regtig eenvoudig. Die eerste ding wat ons moet doen, om die hoogste vorm van geluk te hê,
is welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddeloses nie. Dit klink baie eenvoudig, maar ek luister nou nie vir ander mense wat goed sê nie. Ek weet nie of u weet nie, maar enige mens het twee hoofsintuie wat inneem. Weet jy wat dit is? Wat is dit? Lulu sê ja, sy weet. Wat is dit, Lulu? Twee hoofgoed wat jy inneem. Daar's drie, maar eet is nou nie eet nie, okay. Jy gaan nou nie eet nie, jy gaan nou nie ryk nie, dis nie wat ons praat. Daar's twee ander hoofsintuie. Hoor? En sien. So wanneer ek u aandag wil hê, moet ek een van hierdie twee goeders doen. Ek moet of met u praat, dat u kan hoor, of ek moet u iets wys. Hier is een van ons voorbeelde van toe ek hier gewys het. Nee? En die almal kan hierdie sien. So dis die twee hoofsintuie wat gebruik word om enige mens in enige rigting te druk. Dis die twee hoofsintuie waarvan hier gepraat word, wat nie wandel in die raad van die goddeloses nie. Want as ek nou vir Nico iets wil sê, dan sê ek, Nico, het jy gehoor? Nico, kom hoor gou hierso. Ek wil gou iets hierdie vir jou vertel. En dan dra ek van allerhande goeders oor. Of ek kom. En dis nogal 'n probleem, nie deesdae net met die vroue sê, dit is altyd net die vroue sê, maar deesdae die mans ook. Maar Julie, jy gehoor. Jy gehoor wat daai ou gedoen het. En dan dra ek allerhande goeders oor aan Julie, wat hy nou moet hoor van Nico. Gee hom koekies, soos woensdag aand, by die gym sessie, toe ons wil begin praat, waar is die koekies uit? Toe gee ons het by elke ouer iets anders as die gym wil praat, en ons al hele blik koekies opgeëet omtrent oor. Voor die gym begin het, was die helfte van die koekies klaar, maar hoor gou hier, hoor gou hier, ek wil gou geheim vertel, en ons ken ek eintlik, ekskuus. So dis die een ding, die ander ding is, kyk net gou hierso. By die beker. Kyk gou hier. Sy gesien wat jullie doen nou, ons moet bakkoekies daar uit te gee vir almal. Sy gesien. Ek moet gou vir jou hierdie wys, hoor, voor jy nou verder gaan, kom kyk net gou hierso man. Is dit nie so? En dan trek het ons aandag weg van dalk iets wat ons hier moes gekyk het, na iets wat ons ergens anders moes gekyk het. En die tyd wat ons lewe is daar 1 of 2 of 3 groot goeders wat ons aandag baie besoedel met dit wat ons hoor en dit wat ons sien. Ek onthou toe ek op skool was het ons 'n Mnet decoder gehad. Wie kan onthou van Mnet? Ons het 'n Mnet decoder gehad. En voor ons 'n Mnet decoder gehad het ons tussen 5 uur en 7 uur Mnet gekyk het. Dis 'n lusmakertjie gewees. Oop tyd kyk. Sien, ons kan tot die naam onthou. En ons gewoonlik by die rugby in daai tyd gespeel, dat die hele Suid-Afrika die rugby kan kyk. Maar as dit nou nie oop tyd kyk is nie, het jy so 'n groot decoder nodig. En hy het net een stasie gespeel, net Mnet. Dis al wat hy ekstra gedoen het. Deesdae as die decoder speel aan ander goede saam. Maar net Mnet. En daai decoder het 'n setting gehad wat jy kon aangesit het, dan indien iemand vloek op daai kanaal, dan sny dit uit. Kan jy dit onthou? Dis daar nie koos ek enige fliek aansit. Ja. Dan vloek die mense. Maar verder as dit, hulle sê allerhande ander goeders wat nie stryd met wat in ons Bybel is dit nie waar nie. Mans en mans kan nou maar saam slaap, want daar is Ou Testament. En vrouens kan nou maar saam wees, en jy kan nou besluit, Nico kan nou oor 'n week besluit, hy wil nou 'n vrou word, dan word hy 'n vrou, en moet ons almal vir hom dit, dat, of haar, of wat sê ook al. Nee? Dis wat op die, is praat ek nou alleen, is dit wat op die televisie is of? Is dit wat ek op my telefoon sien? Is dit wat ons kinders op ons telefone hoor?
Toe ek en Anne uitgegaan het, ons was so 19 gewees, met waar nog net hier af in die straat gebly. Stap ons in, hulle is besig om 'n fliek te kyk. 18 beperk. 21 beperk. Dis nog wat ou wit en swart flieks. Baie ou. Nou sê ons wil saam kyk. Ja, sê my ma, hulle kyk net so 5 minute, ons kan saam kyk. Dit was 'n vreeslike boring storie geweest. Die ene, kom gou, my vrou gaan ons gaan vir u demonstreer wat die 21 beperking op die fliek gemaak het. Dit was ergens van die 1940 fliek sal gewees as ek reg onthou. Die beperking, hoekom die fliek 21 beperk was. Die man en die vrou het in die kar gesit as ek reg onthou. So groot swart kar gesit. En hy het haar hand so vasgehou. En die kamera het so ingezoom op haar hand. En toe sê, dit is die 21 beperking gewees op die fliek, want hulle hou hande vas, want dit insinieer dat daar miskien iets anders kan gebeur. Sit vandag se 30 beperk fliek aan. Dan hang hulle aan mekaar en ondersoek mekaar se klein tongetjies met hulle tonge en allerlei sulke goedes. En dan is dit 13 beperk. Dis nog nie 16 beperk nie. Dis nie 18 beperk, maar niks klere is nie. Daar is nie net 21 beperkings nie. Die hoogste wat nou gaan is R18. Met R18 te betaal en kyk. En dan sit ons daar en sê, ag, hoekom praat hulle nou so in die fliek en nou ons aan kyk? Ag, hoekom doen hulle sulke goeders? Sê nou as dit verby is. En as dit verby is, dan kyk ons die fliek verder. Is ons nie besig om ons oor en ons ore uit te gee, dat hulle wandel in die raad van die goddeloses nie. Ja, amen. Is ek het hier nie veronderstel om het af te sit en te sê, dit hoort nie in my huis nie. Dit wil ek nie sien nie, dit wil ek nie hoor nie. Ag nee, pastoor, ek is sterk genoeg om dit te kyk. Nee, broer, suster, hier is nie. Maar het gee ons daai bietjie raad van die goddeloses. En dit trek ons weg, en ons verstaan nie, want die Here wil my nie seën nie, ek kry niks reg nie, want ek kyk en ek luister allerlei goedes wat nie reg is nie. En dit steel my seëninge. Dan kom die mense met die pastoor, my kinders luister nie. Hulle is goddeloos, die wind waai hulle heen en weer. Hoekom? Want ons het sulke goed in ons huis gekyk. Ja. In plaas daarvan dat ons vir ons kinders sê, as jy nie, dit wat op jou telefoon, wie van die kinders het nie 'n telefoon? Wat die kinders het 'n telefoon? Kyk, ek het 2 telefone, ek is bevoorreg. As ek enige plek in my huis is, en my kinders het 'n telefoon, moet ek aan verbystap en kyk wat hulle doen. Ja. En eintlik die ander kant ook. Ja, okay, hulle kyk nie op my telefoon nie, want ek het kerk goed op my telefoon, wat ek nie vir hulle kan wys nie. Maar dit wat u kyk en dit wat u luister, moet u kan luister na die persoon wie die meeste respekteer in die wêreld. As Cindy haar pa die meeste respekteer in die wêreld. As George Naas Botha die meeste respekteer in die wêreld, ek weet van die jonge kinders weet nie wie Naas Botha is. Nee, dit is soos André Pollard op steroids. As oom Eugene vir die Mercia die meeste respekteer in die wêreld, moet hy dit wat op sy telefoon is en dit kyk, moet hy kan doen as dan die Mercia langs hom sit. Anders geliefdes is hy besig om te wandel in die raad van goddeloses. So dis die eerste ding, nee. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddeloses nie. Ons gaan oor na ons tweede punt toe. Welgeluksalig is die man wat nie staan op die weg van die sondaars nie.
Nou pastoor, ek doen nie wat die sondaars doen nie, ek hanteer myself nogal goed, dis baie mooi, is baie goed, ons moet nie doen wat hulle doen nie. Maar vers 2 skakel met hierdie in, wat sê, maar sy behaag is in die wet van die Here, en oordink die wet dag en nag. Beteken my aksies wat ek doen, moet wees wat die woord van my verwag. Ek kan nie sê, ek doen nie wat die sondaars doen nie, maar ek doen nie wat die Bybel vir my sê nie. Daar's nie plek vir draadsitters in die hemel nie. Die woord leer ons baie vinnig. Dit sê, hulle wat nie vir ons is nie, is teen ons. Dis nie, hulle wat nie vir ons is en hulle wat nie teen ons is in die middel nie. Nee. Dit sê, hulle wat nie vir ons is nie, is teen ons. So of u doen wat die woord van u verwag in die daaglikse lewe, of u gaan nie welgeluksalig wees nie. So die seën van die Here gaan nie geactiveer word nie. Matteus 28 vers 19 sê, gaan dan heen en maak disippels en leer hulle al die goeders wat ek julle geleer het. So my en u werk is om van die Here te leer. 'n baie maklike voorbeeld is, wanneer ek my hart vir die Here gee, dan raak ek 'n ambassadeur of 'n verteenwoordiger van die Here. Toe Heinrich in die hoërskool was hy 'n verteenwoordiger van Hoërskool Utrecht gewees. So wanneer hulle gegaan het en gaan rugby of cricket of skaak of sokker of wat ook al waar gaan speel het, was hy 'n verteenwoordiger van die hoërskool gewees. Kies wat het vandaan, ek dink nou verder. Het jy al gehoor van rugby, dit is gewoonlik rugby spelers. Hierdie rugby speler en daai rugby speler gaan nie vandag speel nie, want hy het nie geluister wat die coach gesê het gisteraand nie. Die coach het gesê 10 uur moet julle terug wees en toe paart hy tot 1 uur toe. So hy gaan nie vandag rugby speel nie. Hoekom nie? Omdat hy nie geluister het nie. Nee, omdat hy nie 'n goeie verteenwoordiger was nie. Wanneer ek en u 'n verteenwoordiger vir die Here is, dan moet ons doen wat hy van ons verwag. My en u hoofdoel, wie van u al hart vir die Here gegee? Wanneer u u hart vir die Here gee, is u nommer 1 doel op die aarde om die Here te verheerlik. En nommer 1 werk wat u het, is om te gaan en 'n verteenwoordiger van Jesus Christus te wees. So waar jy beweeg by die werk, moet dit wees asof Jesus daar is. As jy by die draaikleders instap, dan moet dit wees asof Jesus daar instap. Hy moet dieselfde optree, hy moet dieselfde doen, hy moet dieselfde met die mense praat en met hulle reageer as hy praat. Ons ander praat, moet hy dieselfde reageer. Dit is 'n bietjie moeiliker, pastoor, want ons lewe daarin in 'n baie moeilike tyd. Ons het nou net gebid vir die goed wat nou die 30ste en die 1ste gaan gebeur, en by die skool mag ons nie meer hierdie doen nie, en by die werk mag ons nie meer praat oor dit nie, maar my Bybel sê vir my in Matteus 5 vers 14, julle is die lig van die wêreld. Beteken waar ek en u gaan, moet my lig skyn. Nico kan nie op sy een manier wees, hy by die kerk 'n ander manier wees nie. Pieter kan nie daar as hy by die huis instap, baie mooi en oulik wees, en as hy by sy werk kom, dan vloek en skel en skree op almal en sy lig is heeltemal dood nie. Nie dat Pieter dit doen nie. Ek ken Pieter ook nou al lang genoeg om te weet hy doen dit. Maar jy verstaan, ek en u is 'n ambassadeur van Jesus. Een van ons grootste geleenthede wat elke een van ons gehad het om te evangeliseer, is nou so 6 jaar terug verby. Hulle het genoem COVID. Want elke persoon het weggehak van ander persone af en hulle het gesê, wat sal gebeur as ek nou doodgaan? En almal het hulle huise weggekruip en niemand het winkel toe gegaan nie. En as ons gegaan het, ons 'n masker opgesit en ons het 2 meter van daai al weggebring. Want sê nou hy het dit. Maar wie van julle het in daai tyd vir daai persoon wat so nie geweet het wat om te doen nie gesê, hoorie,
As jy nie weet nie, moet jy begin Bybel lees, want daar moet 'n plek wees waartoe jy gaan. Indien ek nou siek raak, ek is nie bekommerd om dood te gaan, ek is bekommerd met die ongemak tot ek dood is, maar dan gaan ek hemel toe. Sien, want ons het 'n liggie wat ons veronderstel was om helder te laat geskyn het in koue tyd. Maar ons doen dit nie altyd. En nou kom ons by die laaste punt. Die laaste punt sê, welgeluksalig is hy wat nie sit in die kring van die spotters nie. Ons haal ons baie maklik aan. As daar kring mense is, hy sit nie in die kring van die spotters. Nee, sê hulle nog maar daar. By die konferensie het ons het gedoen, ons sit in die kerk, as nie daar sit die kring van die spotters. Maar hierdie woord het eintlik 'n baie dieper betekenis as net spot. Dit beteken minagtend. Dit beteken murmureer. Van u wat nie weet wat murmureer is nie? Is om deel te kla oor alles. Ag, ons stap nou hier in die woestyn vergeet dit jou. Ag, hierdie gaan so sleg. Ag, hierdie dis murmureer. Kyk. Dit beteken om sarkasties te wees. Dit beteken om ons hiermee te verloor. Dit raak al moeiliker. Dit beteken om nie met iemand anders bespotlik op te tree. Dit beteken, ek moet nie so optree, as ek in die straat stap, kan ek met haar speel en ek kan goed, maar ek moet nie so optree, dat wanneer ek iets vir haar sê, dat haar hart seer maak vir ander mense. Al weet sy, ek maak 'n grapie. Ek mag nie so optree, dis wat hierdie kring, dan maak ek myself deel van die kring van die spotters as ek dit doen. Dit is baie moeilik, persoonlik, ek sê ons bly met die gaan. Jy gesien hoe hierdie mense ry. Gister ry ons, en dan ry ou voor ons, hy ry 30 km/h daar af in die, was altyd op die straat, nee? En daar af in die straat, 30 km/h, en by elke kar wat jy kom en trap by breek, of as daar 'n kar daar staan, dan ry so ver om. En die vrouens in die kar begin geïrriteerd raak met hom. Ek sê, man, wees rustig, staak 'n nuwe kar. Hulle sê, dis definitief 'n learner driver wat net sy lisensie gekry het. En ons kom al onder by weet nie waar KFC daar onder by Spar is nie. Ons kom daar, hierdie persoon ry, en hy ry met albei sy linkerwiele bo op die sypaadjie. En toe trap ek ook in die gang. Sê ek, ja, kyk daai spesiale mens, kyk wat ek. Ek en jullie, en Nico staan vanoggend hier buite die kerk. En dan Irina kom van daai kant af aangery, daar's 2 karre agter hulle. En sy sit al flikker aan om te draai, toe besluit die persoon, hy gaan nou verbygaan. En ek sê vir die broers, kyk julle net wat maak daai nou, amper ry in ons gemeente vas, want hulle kyk nie wat hulle doen nie, en ek trap weer in die gang. En is elkeen van ons nie so nie. Kan ek vir julle sê, weet jy hoe weet jy, hoe geseënd jy is, hoe lang vat dit vir jou om meer te verloor in so 'n situasie? Hoe lang vat dit vir my en vir u om in so 'n situasie iets te sê? Dan kan ons sê, soveel seën moet ek van die Here afkry. Is dit 2 stopstrate? Is dit 3? Is dit dalk 'n kilometer wat ek agter iemand aanry? Is dit een ou wat net die verkeerde flikker aansit? Jy moet nie vir die taxi so ongelukkig raak nie. Hulle wys presies wanneer hulle gaan draai. Hulle ry en sit hulle al hulle flikkers aan. Dan moet jy weet hy gaan ergens heen gaan. Of links of regs of net daar. Moet jy ongelukkig raak die minstens wys. Nee, ons mag lag in die huis van die Here. Maar, hoe baie kan ek en nie onsself wil? En sê ek al goed oor Kobus met my vrou, net ek het nie. Sê ek al goed oor Kobus, want hy het nou durf waag om groter spier as ek nie. Of ek sien George op sy pad stap, en hy waai nie vir my nie. En in daai oomblik klim ek op my telefoon en ek stuur vir 'n boodskap. George, is ongeskik, hy groet nie.
Wie dan is George besig met sy eie goeders? Hy het nie eens my gesien. Maar hoe lang vat dit vir my en vir u om te gaan sit in die kring van die spotters? Hoe lang vat dit vir my en vir u om ons saligheid te verloor? Hoe maklik is dit vir my en vir u om die seën wat die Here in ons lewe wil aktiveer, af te sit? Omdat ek nou gewip is. Omdat aan die Irene nou op my plek gestop het. Omdat Almarie nou durf waag om agter in die kerk te sit en nie voor nie. Klim ek op my plek. Jy moet jouself daar weet, geliefdes. Ek kan nie weet nie. En ek gaan weer 3 punte vir u gee. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddeloses nie. Moenie oor en nie oor uitdeel aan almal en alles nie. Lees die Bybel. Jy kan ander goed ook lees, maar moenie het uitleen aan allerlei goeders nie. Moet ook nie oor uitleen aan elke nuus ding wat jy hoor nie. As kies, ons het nou gebid en ek gaan het nou sê, ons het nou gebid en jullie het presies dit gebid. Ons is nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Daar word nou vrees aangewakker reg oor Suid-Afrika oor hierdie goed wat nou gaan gebeur. My God is groter as hulle. As kies, moenie die oor en die gevoelens en die emosies op hol gaan jaag, omdat oukie in 'n rooi berei en hy het iets gesê het nie. Moenie staan in die weg van die sondaars nie. Wees die verteenwoordiger van ons Here Jesus Christus, soos wat hy verwag. Laat die lig skyn in die donker wêreld al buite. Welgeluksalig is die man wat nie sit in die kring van die spotters nie. Hou op kla, hou op murmureer. Dit wat die kla, dit wat die murmureer, weet jy wat verander nie? Niks nie. Die bloeddruk so 'n bietjie op of af miskien, maar dis dit. So kom ons aktiveer die seën van die Here in my en die lewe. Kom ons kom op 'n plek waar ons kan sê, ek doen hierdie goeders. Ja, ek struikel en ek val nog baie keer. Almal van ons gaan dit doen. Nie een van ons is perfek. Almal van ons gaan dit doen. Maar kom ons streef daarna mee. Net hierdie een vers. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en die staan op die weg van die sondaars en die sit in die kring van die spotters. Skryf dit op die hartstafels, skryf dit op die vrieskas, skryf dit op 'n papier en plak dit in die huisgrond, want ek wil welgeluk, ek wil die seën van die Here by lewe hê. Dit is nie so nie. Ek is seker dat van die een van u het vandag opgestaan en gesê, ek wil 'n mislukking in die lewe wees. As jy vir jouself gesê het, kom sê my, ek sal saam met u bid tot jy oorwinnaar is. Amen. Maar ek het nie moet streef daarna, om elke seën wat die Here vir ons wil gee, te aktiveer in my lewe. So vat hierdie gedeelte, vat dit huis toe, deel dit met mense môre, deel dit met jouself vanaand by die huis. As jy dit nie glo nie, lees dit weer tot jy dit glo. Amen. Ek wil hier vandag 'n vraag vra. Ons almal ons oor toe maak en ons inskakel, gaan volgende keer weer inskakel. Ek gaan nie 'n vraag vra volgende.